Hallo almal en welkom by nog 'n Bybelstudie van die Nederlandse Geloofsbelijdenis waar ons kyk na artikel 14. Kom ons staan 'n oomblik stil en kyk waar ons trek in hierdie Bybelstudie. In artikel 1 het ons gepraat oor God. Daar is 'n enige, enkelvoudige, geestelike wese wat ons God noem. Toe het ons gekyk na hoe is dit moontlik om hierdie God te ken? Ons ken hom gedeeltelik deur die skepping, maar ons ken hom voldoende deur sy skrif. En dan was daar 'n paar artikels oor die skrif, dan gaan ons oor na die artikels oor wat die skrif leer, soos die drie-eenheid, die Vader, Seun, Heilige Gees, die voorsienigheid, en nou kom ons by artikel 14, die skepping van die mens, die sondeval en die gevolge daarvan. En ek gaan vir ons die gedeelte voorlees en ons gaan frase vir frase bietjie stop en verduidelik wat daarmee bedoel word. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Nou hier is iets wat reeds baie belangrik is. Hier moet twee dinge by ons opkom wanneer ons dit hoor. God het die mens geskape, daarom het hy waardigheid. Maar die mens is uit die stof van die aarde geskape. Met ander woorde, hy is 'n verganklike wese. Hy is afhanklik van God. Die mens is nie God nie. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm. Dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kon ooreenstem. Wat bedoel ons wanneer ons sê dat ons na God se beeld geskape is en dat ons hom moet verteenwoordig? Wel, wat ons daarmee bedoel is, ons kan dit verduidelik met 'n beeld. Die mens moet soos 'n skaduwee van God wees. As die lig op God geskyn word, moet die mens die skaduwee teen die muur wees. Wanneer iemand kyk na die skaduwee, dan moet hy iets kan sien van die oorsprong van die skaduwee, naamlik God. En nou is dit baie interessant, die mens is nie neutraal geskape nie. Die mens is nie geskape as 'n leë bladsy waar hy nie goed of sleg is nie en nou moet hy kies wat hy gaan wees nie. Nee, die mens is geskape goed, regverdig en heilig en hy kon in alles met God se wil ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie en sy uitnemendheid nie besef nie. Met ander woorde, die mens het nie besef in wat 'n verskriklike bevoorregte posisie hy is om die onderkoning van die skepping te wees nie. God het vir hom gesê, heers oor die skepping. En die mens het nie besef hoe baie waardering hy hiervoor moet hê, wat 'n verskriklike voorreg dit was nie. Hy het homself egter, deur na die woord van die duiwel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Wat het die duiwel gedoen? Die duiwel het na die mens toe gekom met 'n verdraaide waarheid. Dis nie 'n verdraaide waarheid nie, dis 'n volle leuen waarmee hy na die mens toe gekom het. Die Here het vir die mens gesê, jy mag uit alle bome van hierdie tuin eet, behalwe die een in die middel. En toe kom die duiwel na die mens toe, en hy sê vir die mens, het God regtig gesê, dat jy van geen van die bome mag eet nie? Sien hoe hy God se woord verdraai. En met ander woorde, die duiwel is altyd die een wat God se woord verdraai. Hy is immers die vader van die leuns. Hy is 'n moordenaar van die begin af. Nou, hoe kan die mens na die duiwel luister en ongehoorsaam aan God wees as ons dan nou net gesê het dat die mens goed, regverdig en heilig geskape is? Wel, die antwoord daarop is dat die mens is nie die goedheid, die regverdigheid of die heiligheid van self nie. Alleenlik God se wese is goed, regverdig en heilig en kan nie verander nie. Die mens is nie die goedheid van self nie. Die moontlikheid vir die sonde was daar en dit het effek geneem toe die mens sê, ek wil nie luister na die Here nie, ek luister na die stem van die duiwel. En dis die oorsprong van alle sonde. Wanneer jy nie luister na die stem van God nie, maar na die stem van iets anders. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ons hoor die stem van God in die Bybel. Dit is hoe hy homself openbaar. Maar wanneer iemand anders vir ons sê, kom ons gaan doen hierdie verkeerde ding, of jou sondige natuur sê vir jou doen dit, en jy luister na daardie stem, dit is die wese van sonde.
ongehoorsaamheid aan God, om God op die kantlyn te sit en te sê, ek weier om na jou te luister. En die mens het homself onderwerp aan die dood en die vervloeking. Die dood is nie eintlik iets natuurlik nie. Die dood moes nooit gebeur het nie. Die dood is die gevolg van sonde. Beide die liggaamlike en die geestelike dood. Want wat het God vir die mens gesê? Die dag as jy van daardie boom se vrugte eet, sal jy sterf. Adam en Eva het nie dadelik fisies gesterf nie, hulle sou eers honderde jare later sterf, maar geestelik het hulle gesterf. Soos dit baie duidelik staan in Efesiërs 2, julle was dood as gevolg van julle oortredings. Julle was nie siek nie, julle was nie terminaal nie, julle was dood, verdrink op die bodem van die see, voordat die Heilige Gees julle lewend kom maak het. En nou is julle onderwerp aan die vervloeking. Met ander woorde, julle verdien om deur God vervloek te wees, om ewig in die hel te brand. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree, en homself deur die sonde losgeskeer van God, wat sy ware lewe was. God het 'n verbond met Adam en Eva gesluit, en dit was 'n verbond van gehoorsaamheid. God het die mens as het ware op die proef gestel. Hy sê vir hulle, jy mag nie van die middelste boom eet nie, en nou toets hy hulle. Gaan hulle na my luister? Gaan hulle na my gesag luister? Gaan hulle glo dat ek die een is wat bepaal wat goed en sleg is? Of gaan hulle na die duiwel luister en wel van die boom eet? Of gaan hulle ongehoorsaam aan my wees? En die mens het nie die proef geslaag nie. En daarom verdien die mens God se vervloeking. En dan het die mens hom losgeskeer van God wat sy ware lewe was. God is die bron van lewe, die fontein van lewe. So as jy jou rug op die fontein draai, dan is jy dood, liggaamlik en fisies. Die liggaamlike dood wag vir jou en die geestelike dood is reeds jou voorland. So het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en die geestelike dood verdien. Die mens se hele natuur het nou verander. Hy's nie meer heilig, goed en regverdig nie. Hy's nou onheilig, onregverdig. Sy hele natuur is nou besmet met sonde. Die sonde plak aan hom vas, aan elke deel van sy bestaan, sy wil, sy emosies, sy denke, sy liggaam, sy gees. En dan lees ons verder. Hy het deurdat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffelike gawes wat hy van God ontvang het verloor, en hy het niks daarvan oorgehou nie, as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is, om hom alle verontskuldiging te ontneem. Nou, wat belangrik is om hier te besef is, die mens, al die gawes wat hy van God ontvang het, die heiligheid, die regverdigheid, daardie dinge het die mens nou verloor, dis weg. Daar het net klein oorblyfseltjies oorgebly, ons kan dit amper so verduidelik, die beeld van God in die mens is amper heeltemal vernietig, maar daar's nog klein stukkies oor, wat as jy daarna kyk, jy tog die beeld van God kan raak sien. Daai klein oorblyfsels is so klein, dat 'n mens nooit na God toe sal wil gaan nie. Jy is dood in jou sonde, so dis nie genoegsaam om na God toe te gaan en te sê, Here, ek soek verlossing nie, maar tog is dit genoegsaam vir jou om te kan erken, daar is 'n God. So, of kom ek verduidelik dit op 'n ander manier. Die oorblyfsels in die mens is genoeg vir die mens om na die skepping te moet kyk en te sê, daar is 'n God. Dit is die oorblyfsels genoeg voor. So die mens, as 'n mens eendag voor God staan, en hy het geweier om die Here Jesus te aanvaar, is dit sy eie skuld. Dis sy eie skuld. En tog is die mens terselfdertyd ook dood in sy sonde. Hy sal nooit na God toe wil kom, as God hom nie eers roep nie. En dit is waar ons nou by die volgende deel kom. Al die lig wat in ons is, het immers in duisternis verander, soos die skrif ons leer. Johannes sê in sy evangelie, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie oorweldig nie, waar die heilige Johannes die mens duisternis noem.
Daarom verwerp ons alles in stryd wat hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangesien die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie. So, die mens is dood in sy sonde. Iemand wat geestelik dood is, kan nie geestelike dinge aanvaar nie. Iemand wat dood is, kan nie opstaan en na God toe loop en vir verlossing vra nie. Nee, die mens is duisternis. Die mens het nie daai vrye wil om te sê, ek kies nou om na God toe te gaan en vir verlossing te vra nie. Die Here moet eers na jou toe kom. Daar lees ons dit in Johannes 3 vers 27. 'n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. En dan word daar 2 verse in die NGB aangehaal. Johannes 6 vers 44, Romeine 8 vers 7 en 1 Korintiërs 2 vers 14. Johannes 6 vers 44 sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Romeine 8 vers 7 sê, wat die vlees bedink, is vyandskap teen God. En 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die natuurlike mens kan die dinge van die gees van God nie aanneem nie. So die toestand van die mens is so, dat hy, as hy na die skepping kyk, nie kan sê, ek het nie geweet daar's 'n God nie. En tog kan die mens nie tot saligmakende kennis van God kom, sonder dat God hom eers roep nie. Want, wat die natuurlike mens bedink, is vyandskap teen God. Die natuurlike mens wil niks met God te doen hê nie. Hy wil nie na hom toe gaan nie. Hy wil nie sy kind wees nie. Maar dan soos Jesus sê, as iemand na my toe wil kom, moet die Vader hom eers trek. Hy moet eers deur die Heilige Gees vernuwe word. Hy moet eers uit sy geestelike dood lewendig gemaak word. Dis die wedergeboorte en dan sal hy na my toe kan kom. Kortom, wie sal ook maar op 'n enkele gedagte roem as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar dat ons bekwaamheid uit God is. 2 Korintiërs 3 vers 5. Daarom is dit reg dat wat die apostel sê onwrikbaar bly, want dit is God wat in julle werk. En dan word Filippense 2 vers 13 aangehaal. Hy maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Selfs nadat ons wedergebore is dit die Here wat so in ons werk en ons so beweeg, dat ons volgens sy heilige wil lewe. Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God, as Christus dit nie in die mens tot stand gebring het nie. Dit leer hy ons as hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. So kom ons gee 'n kort opsomming van alles wat ons in hierdie video hanteer het. Die mens was nie neutraal geskape nie, maar goed, regverdig en heilig. Toe kom die duiwel en hy sê, hy kom met 'n leuen na die mens toe. Die mens besef nie hoe begaafd en in watter bevoorregte posisie hy is nie. Hy luister na die stem van die duiwel. Later sou hy liggaamlik sterf, maar op daai oomblik sterf hy geestelik en nou is dit die toestand van die mens. Die mens bly geestelik dood totdat die Heilige Gees die wedergeboorte in hom tot stand bring. Maar tog is die oorblyfsels in hom genoeg dat hy nie kan sê, maar ek het nie geweet daar is 'n God nie. En dit is NGB artikel 14.